Baie welkom by week 3 van die goeie boek, 40 hoofstukke wat die kernidees van die Bybel ontsluit. Jy het gehoor die sondeval het plaasgevind, dit het verwoesting gesaai, tot vandag toe in mense se huwelike, se verhoudinge, in hulle werksplekke. En dan hoor jy dat God met 'n proses begin om reg te maak dit wat stikkend is. Die eerste goeie voorbeeld hiervan is dan nou juis in die verhaal van Noag en die ark. God wat sê, ek wil heeltemal oorbegin, want dit wat die mensdom geword het, is vir my sleg. So ruk terug by die Fivefold Fellowship, staan ons en bid, en julle 'n vuurwarm dag, die son skyn baie helder, en die volgende oomblik is daar 'n reënbui wat uitval, en niemand verstaan eintlik. Jy kyk op in die wolke, en jy kan amper nie eens wolke sien nie, maar die reën stort neer, en Gasfontein Hoërskool het 'n Merite aand hier gehad, en almal hardloop net in die reën in, en almal is papsop nat. En so tussen al die mense wat in die chaos vasgevang is, kom daar een vrou uit met 'n sambreel, groot glimlag op haar gesig, en sy loop stelselmatig net rustig in die auditorium in, en ek dink by myself, hoe het hierdie vrou geweet om vandag, 'n dag wat dit nie gelyk het soos reën nie, 'n sambreel te vat? Dadelik het haar storie my herinner aan dit wat Noag gedoen het. Het jy al daaraan gedink dat Noag 'n ark moes gebou het, terwyl daar geen water rondom hom was nie? Hy het in die sweet van sy aangesig, wat ons geleer het in Genesis 3, het hy gesit en bou aan dit wat die Here van hom gevra het. En ek wil jou kom uitdaag vandag weer eens rondom die konsep van geloof. Geloof sê, ek ken God goed, ek hoor sy stem, en omdat ek beïndruk is met hierdie God, weet ek, hy kan groter goed in my lewe kom doen. En wat gebeur op die einde van die dag? Ek begin soos God te dink, en ek begin soos God te doen. Noag bou die reuse ark, ons hoor hy so groot soos 'n rugbyveld amper. Mense het vir hom gelag, hulle het gedink, dis onmoontlik Noag wat jy probeer doen. Maar Noag het geloof gehad, en hy het sy geloof in aksie gesit. En dis waarmee ek jou wil kom uitdaag vandag, is om te sê, dis een ding om te sê, geloof is goed, ja, nee, ons glo in God, ja, God kan groter goed doen. Ek wil weet hoe lyk stap 1, stap 2 en stap 3 in jou lewe, want jy leef mos nou asof dit eintlik klaar gebeur het. Kan jy die sambreel saamvat vanoggend, al lyk dit nie soos reën nie? Wat is dit wat die Here vir jou wil kom wys, en hoe hy dit vir jou wil kom openbaar, dat jy stap vir stap tree kan gee in dit wat die Here jou voorgeroep het? Wat's van die goed wat jy moet begin sê, al het dit nog nie gebeur nie? Wat's van die fisiese goed wat jy moet begin doen, al het dit eenvoudig nog nie gebeur nie? En dan wanneer die stortvloed kom, is ons almal beïndruk met Noag se groot geloof. Daai geloof is so groot dat in Hebreërs 11, dan skryf die outeur terug en hy sê, Noag was vir hom 'n geloofshero. Dis iemand wat vir hom gewys het, wat vir ons nou wys wat geloof is. Wat dit beteken om in goed te glo en in goed te hoop wat ek en jy eenvoudig net nie kan sien nie. En al wat ons kan doen is ons kan hoop daarin. Die vraag bly egter staan, wat is jou volgende tree in jou geloofstap? Want dit wys dat jy regtig geloof het. Dis om te sê, Here, ek sukkel om swanger te raak, maar ek begin nou al te bid vir my kind se skool waarin ek hom sit. Ek gaan begin kyk na die kleuterskool opsies, want ek glo God het 'n belofte gemaak dat ek byvoorbeeld swanger kan word. En so kan ons na 'n klomp verskillende voorbeelde gaan kyk van wat geloof regtig beteken. Die tweede belangrike gedeelte wat ek en jy oor moet praat, as ons praat oor die storie van Noag en die ark, is dat ek weet persoonlik dit is vir 'n klomp mense die geloofsontnugteringsverhaal in die Bybel. Dit was die keer wat jy gehoor het, maar het jy nie geweet nie, Noag se verhaal is eintlik glad nie die waarheid nie, want daar's oor die 5 verskillende soorte verhale wat dieselfde verhaal vertel, en dit beteken dat Noag is ook maar net 'n mitiese storie wat oor en oor vertel is. En by the way, dis maar dalk die hele Bybel, soos wat jy hom verstaan. En dit bring 'n geloofskrisis aan die ander kant weer teweeg in soveel mense se lewens. Ek wil tog van hierdie geleentheid gebruik maak om kortliks te reageer op hoe lees ons dan nou die Bybel. Nommer 1, kan ek jou herinner daaraan dat toe Noag se verhaal neergepen is, het die auteurs geensins die behoefte gehad om vir jou 'n wetenskaplike brondokument uiteen te sit wat sin sal maak in die 20ste eeu nie. 'n Storie moes oorvertel word van 'n God
wat wou straf omdat sonde die wêreld so verwoes het. Hy wou oorbegin het met regverdige mense en hy het Noag en sy gesin gekies daarvoor. Dis die verhaal wat die outeur wou vertel het. Die outeur wou ten minste nie 'n verhaal vertel wat wetenskaplik sin maak vir my en vir jou nie. Onthou, soos wat die wêreld ontwikkel het ons 'n klomp vermoëns ontwikkel om te kan leer hoe om na te dink oor hierdie Bybelse tekste. Maar kom ons hê genade vir wat daai teksskrywer duisende jare terug wou vermag het, want dis heel moontlik nie wat wetenskaplikes vandag wou reggekry het nie. Die tweede belangrike aspek is vir jou om te verstaan dat elke woord in die Ou en die Nuwe Testament, soos wat dit in die heilige woord van God voorkom, is geïnspireer deur die Gees van God. Wat beteken dat God hierdie woorde en hierdie verhale haarfyn aan mekaar gesit is? Kyk asseblief sommer na hierdie reënboog, wat die uiteinde van die Noag verhaal is. Kyk hoe dit aan mekaar gesit is. Jy sal sien, hierdie reënboog is letterlik aan mekaar gesit deur verskillende God Gees geïnspireerde verhale, wat verbind kan word met mekaar. Outeure wat wêrelde van mekaar verwyder is, maar op een of ander manier was daar 'n meesterlike God, wat fyn besluit het hoe die boek van die Ou en die Nuwe Testament aan mekaar geweef is, en dit selfs in op sigself vorm hierdie wonderbaarlike reënboog, wat sê dat God sal vir sy mense sorg, solank as wat ons hier op planeet Aarde is. God sal in ons lewens ons help om sin te maak van moeilikhede. Hy sal vir ons waarheid openbaar uit die Ou en die Nuwe Testament. So ek wil jou kom bevry vandag om vir jou te sê, elke woord in die Bybel is deur God geïnspireer. Tweedens, die auteurs het nooit die vermoë gehad of het die wilskrag gehad om 'n wetenskaplike dokument aan mekaar te sit nie. En derdens, daar's 'n groter storie wat uiteindelik uitspeel. Die vraag is, as jy verbind aan hierdie storie, het jy 'n bril op wat vandag sê dat dit gaan nie om hoeveel mitiese verhale daar was van Noag se ark nie. Jy lees jou verhaal vanuit die Christelike geloof uit. Is jy ingebed in die storie van God en die mens? En dis terloops, die storie ook van die goeie boek is om 40 hoofstukke vir jou die kernstorie van God en die mens uiteen te sit. En wanneer ons die storie van God en die mens uiteensit, sodat elkeen van ons dit beter kan verstaan, dan verstaan ek ook my plek in hierdie storie, en ek glo die stories soos wat dit uiteengesit is, want dis my storie. Hoe kan iemand vir my sê, ek is nie in Pretoria gebore, as ek verstaan ek is in Pretoria gebore nie? Elkeen van ons leef vanuit 'n spesifieke storie. Ek vat Noag se storie as my storie, want God se storie is Theodor se storie, en ek leef vanuit daai storie uit. En dis die storie waarin ons elkeen van julle ook wil innooi.